Goeiemôre. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor Judas. Ons almal ken vir Judas. Judas was 'n disipel van Jesus vir 3 jaar. Hy het sy lewe agtergelaat en vir Jesus gevolg. Hy het saam met Jesus gestap. Ek glo dat sy gebed was aan God. So as mense 'n bietjie meer gaan lees, kan jy agterkom dat hy wou gehad het dat Jesus almal moes red, maar hy op 'n ander manier. So Jesus moes vir Rome overthrown het en hy moes op die troon gaan sit het en hy moes regeer het en dan hulle enemies nou geoppress het en dan op daai manier gereign het as 'n king, soos in daai tyd, as 'n koning. En volgens Judas het hy 'n perspektief gehad en hy het 'n manier gehad wat Jesus hierdie ding moes doen. En so hy het in Jesus geglo en hy het geglo hy is die seun van God en hy het geglo hy gaan nou kom en hy gaan nou alles regmaak. En baie van dit, sy manier van dink, kon hy ook in die Ou Testament gekry het van dat God hy is die koning en hy gaan rule and reign en al hierdie dinge hoe hy vir God gebid het was 'n manier van sy perspektief en dalk gejustify deur goed wat hy geleer het, deur sy geloof, al hierdie dinge wat hy gedink het hy weet. Maar Judas se hart was nie reg gewees nie. En Judas het sy perspektief gehad. En op die ou einde van die dag het hy nie geglo in God se manier van dinge doen nie. Want Jesus het nog steeds, he's still king, he's still the ruler, he's still gonna rule and reign en almal gaan reg staan vir hulle foute wat hulle gemaak het en almal gaan moet voor God staan eendag. Maar het was op 'n ander manier gedoen. So van hierdie goeders wat Judas voor gebid het voor, het al gebeur. Ek meen, Jesus het gekom en hy het almal verlos. Judas wou gehad het sy mense, Israel moes verlos geword het en gehelp geword het. En hierso het Jesus gekom en hy het dit gedoen, maar op 'n hele ander manier. Hy het ons reconcile, Jesus, met God, om 'n verhouding met hom te hê. Anyway, so, my punt is, Judas het 'n sekere perspektief gehad. En toe my gebed hierdie week met die Here was, is my perspektief reg, is my hart reg, die dinge wat ek bid, die breakthroughs waarvoor ek bid, is dit in lyn met God se woord? En nie net dit nie, as ek sê, as jy nou moet kies, so die een gebed, as 'n kind van Here is, Here, I want to know more of you, I want to experience more of you, jy wil meer van Jesus hê, jy wil meer van hom leer, want dis reconcile, 'n verhouding met Jesus hê. Jy wil meer in sy waarheid stap, jy wil leer van hom en Jesus reflekteer aan die wêreld, want dis wat hy vra van sy disippels, sy lig skyn, al hierdie dinge. So, daai gebed, of dan nou my breakthrough waarvoor ek bid. En daai breakthrough, soos Judas, kan baie biblical ook wees. So, die goed waarvoor ek bid, beteken dit nie ek bid vir iemand iets slegs nie. Dit kan dalk gejustify word ook deur die woord. Maar waar ons kom is wanneer ons ongeduldig raak met op God se tyd of God se manier en nie my manier nie. Maar anyway, so daar's twee goed. Daar's goed waarvoor ek bid en dan nou die groot gebed nommer 1 wat Jesus wil hê is om to be reconciled with him, om 'n verhouding met hom, om dieper in die verhouding met Jesus te stap, om meer van hom te experience, meer vrede, meer liefde, meer van hom, sy mens wees, sal ek sê, die Heilige Gees as 'n mens. So, as dit jou nommer 1 gebed is, as 'n kind van Jesus, dan het jy dan het God klaar al jou gebede verantwoord, dan het God jou nommer 1 gebed geantwoord. So dan kan jy rejoice. This is the day that the Lord hath made. Rejoice and be glad in it. Want jou nommer 1 gebed is klaar waar. En dan jou tweede gebed is wanneer ons kom en Jesus sê op my tyd. So ja, wanneer ons weet dit is sy manier. Jesus, maak my oë oop op u manier, nie op my manier nie. Dit was actually so baie wat ek wou gedeel het. Ek gaan nou nie eens by dit uitkom nie. Maar die groot ding was, toe Jesus verder met die disippels gepraat het, lees ons in Johannes, en hy sê, whoever eats of my flesh and drinks of my blood, I remain in him, and he remains in me. En baie van die disippels het gesê, Here, hierdie woord is te hard. En hulle het omgedraai en hulle het weggeloop, soos Judas. Dis nie my manier nie. Wat beteken eat of my flesh, drink of my blood? Spiritual food. So, wie ook al lewe in my manier, die woord van Jesus, die Bybel eet, digest, lewe in Jesus se woord, sy manier van dinge doen. Jesus bly in hom en ons in my en ek in hom.
het baie gesê, dis te veel, ek kan nie hierdie manier doen nie, ek kan nie, dit voel vir ons te veel. Take up your cross and follow me, en baie het omgedraai en weggeloop, en so kom die disciples, die 12, nie die ander disciples nie, so die woord van die Here sê, dat baie van die disciples het omgedraai en weggeloop. Maar so lees ons toe verder. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disciples gesê, wat hy nou sê is darm te erg. Wie kan daarom gehoorsaam gee? Jesus het van self geweet dat sy disciples hieroor mor en hy het vir hulle gesê, skrik dit julle af. Okay, maar dan gaan ons nou verder aanlees en dan later dan vra hy vir die 12. So Jesus sê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van die disciples omgedraai huis toe en nie meer saam met Jesus gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle ook weggaan? En dit is die antwoord. Simon Petrus het geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van ewige lewe en ons glo vas en ons weet dat U die heilige God is. So, as die Here nog nie jou deurbraak gebring het nie, as die Here nog nie vir jou antwoord gegee het nie, waantoe kan jy anders draai? Baie mense raak kwaad vir Jesus en raak frustreerd omdat hy nie die antwoord gee nie en Here, ek verstaan nie, soos Judas kwaad geraak het en hy het gesê, ek verstaan nie, en hy het sy eie hy het sy rug op Jesus gedraai en hy het sy eie manier van dinge gevolg. Maar hierso sê die disciples, daar's geen ander manier nie. God is die enigste een wat jou kan deurdra. God is the only way, the truth, the life. Sonder God is jy erger af as wat jy gaan wees met hom in die wagtyd van sy manier. Ek wag op sy tyd, ek wag op sy manier van dinge doen. So in die wag kyk ons na Jesus toe en sê, Jesus, ek vertrou U, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander plek wat ek kan draai nie. Daar's geen ander manier nie, daar's geen ander God nie. You are God, you are sovereign God. So I trust your timing. So in dit rejoice ek, in dit is ek klaar bly en in dit soek ek U. Want as ek gesê het as kind van Jesus, ek wil meer van U hê. I want more of you, Lord. Dan het jy dit klaar gekry, op jou knieë, in jou inner room, in die moeilike tyd, in die storm, sit jy op jou knieë en jy wag by Jesus en jy kry meer van hom. So jy eerste gebedskraal beantwoord. Jy gaan hemel toe, jy het die ewige lewe, jy ervaar die ewige lewe nou in jou en jy leer vir Jesus dieper ken. Jy leer hom ken. Jy kry meer van hom. En dan kom die res van die wêreld. Dan kom die res van die dinge waarvoor jy nou bid. En party van die goeders moet ons net gaan check, is dit in lyn met woord van God? Is dit wat die woord van die Here sê? Is dit my gebede in lyn met God se woord? En dan, as dit van die dalk is, sê ek nog steeds, Here, U wil op U manier, op U tyd, so ek wag. En toe wil ek wag, leer ek meer van U. Leer ek wie U is in my storm, in my wag. Okay, dink ek sal maar volgende week aangaan met die res. Okay, julle moet 'n geseënde dag. En my gebed is dat jy 'n hongerte vir Jesus het en dat hy daai openbaring vir jou sal gee dat the true gift of life is to know Him, the one true God. Okay, bye.